Hartlike goeie welkom in en om Hoofveld. Hallo almal. Nou kyk, ons wil net gou vir julle sê, ons gaan nou, ek weet nie, kan jy onthou toe ons die interview gedoen het met Leon Ferreira? Ja, Leon se interview, baie snaaks. Baie funny. Maar saam met dit was daar 'n testimony gewees, wat hy met ons gedeel het, wat ons regtig gevoel het, ons wil dit regtig met almal deel. En want dit is so kragtig. Ja, dis 'n ongelooflike mooi testimony en ons het net gewag vir die regte tyd. So hier is hy nou. Hier kom hy. Ek dink ek wil vir met julle iets deel wat miskien vir julle sal encourage in hierdie spesifieke plek waar julle is, want ek is op net so 'n plek waar ek hierdie ontdekking gemaak het. Nou, jy weet hoe moeilik is dit partymal, deel jy 'n revelation met iemand dan wat jou voete onder jou uitgeslaan het, en dan sê die mense met wie jy dit deel, ja, nog nooit so daaraan gedink nie. Ons het nie vir hulle regtig genaamd enigstens. Of het jy al hierdie woorde gehoor? Ek sal immuun teen dit. Dis mooi. Ja. Of Dis mooi. dis nice. Ja, Dis dis mooi. nice. Anyway, hoe gaan dit met julle? Anyway, maar hierdie in die tyd waardeur ek nou gegaan het met 'n jaar van kanker en die fight daarmee en so aan, was daar ups and lows en baie laagpunte. En op van die laagste punte het ek een oggend, ek sal nooit vergeet nie, een oggend so 3:00 die oggend. Ek was reeds gediagnoseer met die kanker, ons het dit begin fight, ons op heavy medikasie en toe het ek 'n operasie gehad om van dit te verwyder en so aan, en dit was deel daarvan gewees, en ek was op daai stadium met 'n kateter gedra vir in voorbereiding, en die ding was al amper 2 maande in my en so aan, en toe tref 'n porfirie aanval my. So dis toe 3 goed op mekaar. En die porfirie aanval op sigself, wanneer ek gesond is, kan my doodmaak. Dis my pa is daaraan oorlede. So net die porfirie aanval op sy eie, never mind die trauma van die operasie, die kateter van 2,5 maande op daai stadium, die heavy medikasie, want dit is eintlik maar die medikasie wat deel is van die trigger van dit. Nou daarin, op daai laagtepunt, waarin ek in intensiewe sorg lê en hulle my monitor, want met gedurende so akute porfirie aanval is daar niks wat gedoen kan word nie. Daar's nie medisyne daarvoor nie. Hulle moet my jou net deurhelp. So jy hou vas terwyl hulle jou aan 'n monitor het en hulle vir jou glucose voer, en hulle is net daar in geval jy flatline, dat dan iemand naby genoeg is om jou uit daar uit te kry. Om jou weer aan die go te kry met 'n jumpstart wat ek al. So dis die derde groot aanval wat ek nou in my lewe gehad het. So dis nie asof ek gewoond is daaraan nie. Dis elke keer vir my 'n nuwe ervaring. En binne in daai, op die diepste draai van daai porfirie aanval, binne in daai algehele perfect storm, gee ek die aand, daai 3:00 die oggend gee ek oor. Ek huil want ek het soveel pyn wat geen mens kan verdra nie, in die eerste plek. In die tweede plek is ek spyt oor 'n klomp goed in my gedagtes. Mense met wie ek graag nog sou wou gepraat het, en ten minste mense vir wie ek sou wou goodbye sê. Maar nou vra ek vir die Here, hoekom 3:00 in die oggend? Hoekom kan hy my nie laat gaan gedurende besoektyd nie? Hoekom het ek nou 3:00 die oggend? Dis God se favourite tyd, julle weet dit, né? Ja. Hy 3:00, ek verstaan dit nie, maar reg oor die wêreld, enige time zone jy kan maar gaan praat, enige iemand wat 'n incredible encounter met God gehad het, dit was tussen 2 en 3 in die oggend. Anyway, en ek vra 'n klompie hoekoms en wat ook al, en ek praat so oor die tyd, en hy sê vir my, as ek nou sê, hy sê vir my, ek was nog nooit iemand wat kon sê, dit was God se stem, ek het 'n hoorbare stem gehoor op ietsie, maar ek noem dit 'n innerlike gewaarwording, my wese besef iets, nie my verstand nie, of my intellek nie, maar my wese, die hele wie ek is. Elke sel resoneer met hierdie waarheid.
You live, you exist in my eternal presence. I don't know time. I don't know yesterday. I don't know tomorrow. I don't know 2 hours ago. Because you and I are one in Christ, and we exist in his eternal presence. En nie in sy teenwoordigheid nie, in sy hiernouheid. Met ander woorde, die oomblik wat ons nou hier spandeer, wat ons saam spandeer op hierdie oomblik, is deel van 'n eternal eenheid met hom. Dis 'n deel van 'n eternal verteenwoordigheid in sy bestaan, wat nie 'n begin of 'n einde of 'n verloop van tyd het nie. Ek weet nie of dit sin maak nie. Want ek kan dit nie in Afrikaans woorde verstaan nie, maar jy kry nie die past en die present, die past, die present en die future nie, jy kry net die present. En binne in daai eternal presentness, dis eintlik wat ek probeer sê. In plaas van presence, met ander woorde, dis nie dat hy saam met ons is nie, dis 'n given. Dis dat hy in hierdie nouheid, in hierdie nou oomblik met ons is, en dat ons bestaan in daai bestaan. For in Christ we live and move and have our being, sê Paulus, aan daai ouens in die Epagie, toe hulle hom daar voor die raaddag. Hy probeer sê, dat ons bestaan is 'n eternal bestaan. Ons het dit net gaan opbreek, sodat ons skedules kan maak, sodat ons om 6 uur kan ontmoet. Nie net enige tyd in sy eternal presence nie, want ons is nie op hierdie oomblik dan. Die oomblik as ons oë op aarde toemaak, dan is ons in daai sogenaamde tydvak, daai eternalness van hom. En dit het my, ek hoop julle vang wat ek sê, want dit maak die lewe elke dag nou vir my heeltemal anders. Ek sien nie meer uit na iets wat 'n goal is ergens nie. Ek is nie die hele tyd op pad na 'n goal nie. Dit beteken nie, ek is nie opgewonde oor die Baliefees byvoorbeeld nie, wat op my dagboek lê nie. Ek is baie opgewonde daaraan toe, maar die Baliefees kom nader aan my, nie ek nader aan dit nie. Ek beweeg nie van een punt na 'n ander punt in tyd nie. Ek is in tyd en staf kom deur my lewe. Verstaan jy? So die lewe gebeur deur my en sekere goed soos dit op die dagboek nader kom en gaan by die punt waar ek in Christus is verby. Ek hoop dit maak sin. So dankie vir daai. Julle is nog net waar julle was. Dis die punt. Julle is nog net waar julle was. Daai het 'n situasie van alles verloor, of 'n insolventie, of wat ook al, of 'n trek, of 'n verhuising van een plek na 'n ander plek, het deur julle lewens gegaan, maar julle in Christus is net waar julle nog altyd was, veilig in sy eternal presence. En ander goed kom en gaan deur jou lewe. Jy net so 'n bietjie daarvan ervaar soos wat ek dit beleef, dan is ek baie opgewonde daaroor, want dit maak 'n baie groot verskil in my lewe op die oomblik. Jy weet, amazing. Ek wag nie meer die hele tyd in anticipation vir staf nie, wat moet gebeur nie, en wat, dit beteken glad nie, ek is nie opgewonde oor die toekoms, of wat ons noem die toekoms en so nie, maar ek weet waar ek gesetel is, dit gee jou net daai anker, dit gee jou net daai bewustheid, for in Christ all things hold together, for Christ is all and in all, en ons is op een plek, ons dobber nie rond op hierdie oseaan. Ja, dis soos jy's hierso, jy's in hom hierso, en die lewe gaan net so. That's it, that's your reference. Your reference is jy's hier. Rock solid in hom. Ja, that's amazing. Dankie vir daai lewe. Ja, this amazing stuff, joh.